Dit is 27 minute na 10. En ek is Estie Geldenhuys. En saam met my hier in die ateljee, Elizabeth Jordan. En aan die ander kant van die glas, Mpo, thank you for driving the bus for us. You know, at my age, I don't see that I can do it on my own. Maar dit is heerlik om te kan gesels met Elizabeth vandag in hierdie program, Delf steeds dieper. Kom ons delf 'n bietjie verder in die lewe van Andrew Murray. Vertel ons, Elizabeth. Dankie, Estie. Ja, ek onthou, as jy nou so sê, delf steeds dieper, dan dink ek aan die gebedsinisiatiewe wat ons gehad het, wat ons genoem het Reopening the Wells. En dit gaan nou basies oor as die Here op 'n plek iemand of mense besoek het in 'n herlewing, dan wil mense graag weer die herlewing wat daar was, wil hulle weer terug hê. En nou dit is nou wat ons eintlik met Andrew Murray doen, want as ons praat van Andrew Murray, Dr. Andrew Murray wat in Wellington was, dan praat ons eintlik baie oor die herlewing, wat in Suid-Afrika was in 1860. So die afgelope paar weke het ons nou Andrew Murray gevolg. Terug, nee. Het is Andrew Murray gevolg van sy kinderdae af, van sy toe hy skool toe is in Skotland, en toe hy gaan teologie studeer het in Nederland, in Utrecht, en dan sy eerste plasing as 'n predikant in Suid-Afrika wat in die Vrystaat Bloemfontein was. Daardie tyd was dit bekend as die Oranje Rivier Soewereiniteit. Dit is die voortrekkers wat daar gaan vestig het, 'n klompie van hulle in die Vrystaat, en dan was daar 'n klompie voortrekkers onder leiding van Andries Pretorius en Hendrik Potgieter en Louis Trigard wat oor kan die Vaalrivier gaan vestig het. Okay. So Andrew Murray kry toe nou die amp, die leraarsamp in Bloemfontein, waar hy 2 gemeentes bedien, die Engelse gemeente, wat meestal hoofsaaklik bestaan uit soldate, en dan nou die Afrikaanse gemeente, of hulle praat nog Hollands, maar dit het al klaar begin vervorm na 'n vorm van Afrikaans. So hy het die 2 gemeentes, maar sy gemeentes is verskriklik groot. Dit strek uit, ek weet nie hoeveel kilometers nie, van 120 kilometer op een plek, strek dit tot 400 kilometer in die Vrystaat. En dan gebruik hy nou sy vakansietye om die voortrekkers in Transvaal te gaan besoek en te bedien. So, dit was nou sy werk, en toe is daar nou 'n groot storie in die Vrystaat, dat die Britse, wat die plek geannexeer het onttrek, weens die aanhoudende oorloë wat daar was met die Basutos. En wat Engeland net gesê het, hulle soek nie hierdie deel van ons land nie. Wow. So nou het Andrew Murray was in Engeland, en hy het gaan praat met die koningin en met die parlement daar, om te sien of hulle nie hulle besluit wil verander nie. En toe hy terugkom, toe het die voortrekkers in die Vrystaat 'n onafhanklike besluit geneem van die groep wat hy verteenwoordig het, en hulle het afgestig van Brittanje, en hulle staan toe nou bekend as die Oranje Vrystaat. So Andrew Murray kom toe nou terug van Europa af, na sy besoek van 'n jaar en 9 maande, en hy word baie hartlik terug ontvang in die Vrystaat. Die mense was baie lief vir hom. En in sy afwesigheid het daar 2 beroepe by hom aangekom, van ander gemeentes wat hom wil hê, onder andere Koelsberg en Ladysmith in Natal, wat hy al 2 van die hand gewys het. Hy skryf vir sy broer dat sy gesondheid het nog nie heeltemal herstel nie. Dit was een of ander senuweekwaal as gevolg van sy rug wat hy seer gemaak het. En dit het sy hele lewe eintlik het hy maar aan hierdie kwaal gely. En in Europa het hulle vir hom gaan sê, gaan sit daar in die water. Jy weet, toe hy nou waterkuur wat absoluut niks gedoen het nie. En maar hy skryf vir sy broer, sy gesondheid het nog nie heeltemal herstel nie, en hy sal definitief moet konsentreer om meer bedaard te preek. Het sy preekstyl dalk bygedra tot sy liggaam wat nie lekker saamwerk nie. Ja, nee, absoluut.
Nou iets wat baie na aan Andrew Murray se hart was ook dat kinders ordentlike skoolopvoeding moet kry. Ons het al gepraat in die verlede dat op die stadium wat dit was in die Vrystaat en in die hele Suid-Afrika, was daar nie goeie skole nie, want daar was nie finansies om onderwysers te betaal nie. En onderwysers moes almal uit Europa uitkom. Daar was nie opleidingsplekke vir onderwysers of niks gewees in Suid-Afrika op daai stadium nie. So Andrew Murray, hy het gesê kinders kan nie sonder skool ordentlik groot word nie. En hy het hom begin beywer om te sê, luister, ons moet op 'n manier 'n plek maak. As dit dan onder die kerk is, kom ons doen dit. En een van die gouverneur van die Kaapkolonie op daardie stadium was Sir George Grey. En hy kontak toe die ring, die kerklike ring, Transgariep, waarin Andrew Murray behoort daar in die Vrystaat. En hy bied aan om finansies te skenk om 'n skool college in Bloemfontein te stig. En met Andrew Murray is een van die trustees en ook as direkteur van die college en die kosskool. En dit was nou die ontstaan van Grey College wat ons vandag nog ken as 'n baie prestige skool daar in die Vrystaat. En dit het vreeslik baie gedoen om die Vrystaatse jong mense op te voed. So Andrew Murray raak betrokke in politieke sake, hy raak betrokke by opvoedkunde, hy raak betrokke by sendingwerk en dan nog gebeur daar 'n wonderlike ding met hom in 1856. Toe hy die vorige jaar terugkom van Europa af, is Dr. Philip, die Kaapse sekretaris van die Londense sendinggenootskap daar om met hom tyd te spandeer. En hy stel Andrew Murray voor aan die Rutherford gesin. Edward Rutherford was 'n sakeman en hy was ook die penningmeester. Dit in ons is dit 'n boekhouer. Ja. Van die genootskap ter bevordering van die emansipasie van lyfknegte en slawe. So die Engelse boekhouer aan die Kaap en hy was ook 'n lid van die Kaapse wetgewende vergadering. En met daai kort besoekie wat Dr. Philip vir Andrew Murray nou gaan voorstel, ontmoet hy 'n ene jong dame, Emma Rutherford. Okay. En daar gebeur dadelik iets in sy hart. En na vele heen en weer briewe vra hy haar pa se toestemming dat hulle verloof kan raak. En nie baie maande later is hulle getroud. Dit was interessante troue. Van die Rutherfords was Engels en hulle was lidmate by die Anglikaanse kerk van Engeland. Die bruidegom Andrew Murray was 'n leraar van die NG Kerk. En die leraar wat hulle in die eg verbind het, was Dr. Stegman, die predikant by die Lutherse gemeente in Kaapstad. So daar was al klaar ietsie van hierdie interkerklike ontmoeting wat Andrew Murray gehad het, wat later baie groter geraak het. En so vertrek die jong egpaar met 'n swaar gelaaide ossewa, eers Graafry net toe, sodat Andrew Murray sy bruid aan sy ouers kan gaan voorstel, en toe natuurlik Bloemfontein toe waar hulle vestig. En in die laaste 4 jaar wat Andrew Murray nou in die Vrystaat nou gaan bly, het hy nie meer al hierdie uitgebreide reise onderneem om die mense te gaan besoek op plase nie, want sy gesondheid het dit hom nie toegelaat nie. So hy spandeer dus ure in studie en skryf van boeke. En ook as direkteur van die college. En onder andere laat sien hy die eerste Hollandse Afrikaanse kinderbybel. My aarde. En asook vertaal hy baie sondagskoolhandleidings en ander publikasies uit Engels dat die bevolking in Suid-Afrika dit in Hollands kan lees. Sure. Maar daar was nog steeds die hele politieke situasie in die Vrystaat wat baie gespanne was. Daar was baie onmin tussen Moshes, die hoof van die Basutos, en die Khoisas aan die oosgrens by die Kaapkolonie. En die hoofsaaklike rede was dat daar was nie grenslyne tussen groepe nie. So daar was oor en weer steel van vee en onder onsies, en dit het nog 'n gespanne toestand gehad vir al met die boere wat ook nou daar gevestig het.
So Andrew Murray het homself telkens beywer vir vrede, want hy het net gedink hoe verskriklik dit sal wees as Christene, heidene, moes doodmaak in 'n oorlog. Wow. En hy het gevoel dat dit is nie van die Here af nie. So hy het homself baie uitgespreek in plekke om te kyk of hy nie kan help met bemiddeling nie. En hy het selfs een keer Moshe se saak gaan bepleit by die boere. Regtig. En daar was 'n oorlog tussen die Basutos en die Vrystaters. En dit was ongelukkig onbeslis geëindig. En in 1868 het Brittanje toe nou Lesotho geannekseer. Hulle wil nie die Vrystaat gehad het nie, Maar vat toe vat hulle Lesotho. Ai tog. Ja, so die politieke, as mens nou dink daar's nou 'n nuwe land wat oop gaan, mense gaan bly daar, dan verstaan jy nie van al die onder onsies en die onderlinge stryd wat daar was net om in 'n plek te gaan bly, dis maar net dieselfde as van vandag. So in 1857 word Andrew en Emma se eerste dogtertjie gebore en kort daarna vertrek hulle Kaapstad toe om 'n synodesitting by te woon. Elke 5 jaar woon hulle dit by en op hierdie synode was die jonger manne wat nou van Holland af terugkom, onder andere Andrew Murray en sy broer en dominee Hofmeyer en nog ander. Is dit Jan Hofmeyer? Ja, Jan Hofmeyer. Hulle beywer hulle verskriklik vir die stigting van 'n teologiese kweekskool op Stellenbosch, dat hulle eie leraars vir Suid-Afrika kan oplei. En nie die predikante moet kry wat uit Nederland kom, wat so beïnvloed is deur die liberale teologie nie. Sal op 'n ander keer daaroor praat, want Andrew Murray raak baie diep daarbey betrokke. En so, dit was die een groot saak by hierdie synode. Die ouer manne dink glad nie dis nodig dat hulle eie mense moet oplei. Dis net die jong manne wat daar was, wat sien, wat gaan nou aan. Ja. En wat deelgeneem het aan hierdie beweging genaamd Reveil. Dis waar ons erlewing vandaan kom. In in Nederland en in Duitsland en in Skotland. Die tweede saak was die befondsing van sendingwerk wat Andrew Murray gedryf het. Hy en Hofmeyer en dominee Neetling. Hulle het gesê die grense van Lydenburg en Transvaal, net ander kan die grense woon daar ander stamme wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. En hulle het gevra, kom ons te gefonds en ons lei sendelinge op om soontoe te stuur. So dit is wat gebeur het met hom by daai synode. En amper aan die einde van sy tyd ontmoet Andrew Murray 'n persoon in Suid-Afrika wat 'n groot rol gespeel het in die kerk, sal ons sê, afskeiding, een kerk van 'n ander, en dit is dominee Dirk Posma. Hy was 'n leraar by die afgeskeide kerk van Holland, wat nou nie meer gesange wil sing nie, hulle wil net psalms sing. En sy betrokkenheid hy kom na Suid-Afrika toe eers om sendingwerk te kom doen in Natal, maar toe raak hy nou betrokke in die Transvaal, by die kerke daar, en sy betrokkenheid lei tot nog 'n aparte kerk in Rustenburg, wat gevorm word, die gereformeerde kerk. So daar's nou die hervormde kerk in Potchefstroom, nou is daar die gereformeerde kerk in Rustenburg, en die ander mense is almal in die NG Kerk, Nederduits gereformeerd. Almal dieselfde teologie, maar hulle verskil 'n bietjie van mekaar, en die hervormde kerk wou nie onder die Engelse kerk staan nie, so daar's al hierdie goedertjies wat hulle baie pla in die kerk, en nou sit ons vandag nog steeds met 3 susterskerke wat amper dieselfde is. So, in 1858, dis nou, sy tyd raak nou min hier in Bloemfontein, kry hy weer 'n paar beroepe. Die kerk in Robertson beroep hom, en die kerk in Prins Albert, in Victoria Wes, en Pietermaritzburg. So hy het nou al 6 beroepe gekry na ander gemeentes toe, en elke keer dan voel hy nee, hierdie is nie iets wat met hom praat nie.
Wow. En toe kry hy in 1859 'n beroep Woester toe. Wow. En onmiddellik is sy hart wakker oor hierdie saak, en hy voel die Here praat met hom. Hy sê daar's reeds 'n opvoedingsentrum, 'n skool. Die dorp was binne bereik van die hoofstad Kaapstad natuurlik. En tot groot ontsteltenis van sy gemeente in Bloemfontein neem hy hierdie beroep aan. En toe kom die geweldige pynlike taak om sy bande met die voortrekkers in die Vrystaat en Transvaal te verbreek, wat vir hom 'n geweldige ding was. En Ekskuus, want in daardie tyd was dit nie 'n kwessie van ek kon sommer net gou weer gaan kuier of iets van die aard nie, né? Maar wat ons later sien is as Andrew Murray 'n bemiddelaar word met die Anglo-Boereoorlog, hoe goed hy hierdie boere geken het in die Vrystaat en Transvaal en hoe hy hulle saak by die koningin Victoria gaan bepleit het. Sure. En so jy kan sien elke plek waar hy betrokke raak, daar is 'n hartsverbintenis wat hy die res van sy lewe dra. En ook met hulle evangelisasiereise later na die herlewing, wat hy ver onderneem het om te ry deur die land. Hy het gesorg dat daar 'n Engelse en 1 Hollandse onderwyser by Grey College aangestel word. En toe sê hy, goed, nou is hy vry, nou kan hy gaan. So hy vertrek dus 11 jaar nadat hy 'n leraar in Bloemfontein geword het, vertrek hy nou Woester toe. Wow. En in Woester lê daar... Ekskuus, hoe lank is dit nou al getroud? Toe is hy nou 4 jaar getroud. 4 jaar, okay. Ja. Sure. 4 jaar getroud en dit gaan baie goed met die twee, van soos wat ons later sal sien van hoeveel kinders hulle gehad het. Maar in Woester, ek gaan net 'n stukkie daarvan praat, maar volgende week gaan ons eintlik meer oor dit praat. Hy word nou soontoe beroep. Daar was 'n dominee wat vir 35 jaar in Woester gearbei het. Sy naam was dominee Henry Sutherland. Hy was ook van Skotland afkomstig soos Andrew Murray se pa. En hy het nooit die Hollandse taal heeltemal bemeester nie. So sy preke was Engels. Ja, of maar gebroke Hollands. En maar hy het 'n baie goeie, dit was 'n baie vrugbare gemeente wat hy daar vir Andrew Murray agtergelos het. En daar was ook 'n hele paar skole al in Woester. So Andrew Murray was baie bly dat dit daar was, maar die nuwe gemeente is in sterk teenstelling met wat hy in Bloemfontein gehad het. In Bloemfontein was daar geen lopende water nie, so jy moet water uit die put gaan grawe en huis toe dra, so dit was baie meer primitief in Bloemfontein, en natuurlik was Woester nou 'n gevestigde dorp. Met 'n rivier? Met 'n rivier, slegs 50 km van sy buurgemeente af. Wow. En ja, so dit was nou vir Andrew Murray een van die makliker besluite, dink ek, om te neem. Maar ons weet nou, sy besluitneming is altyd met gebed. Natuurlik. Ja. Ja. So val sy bevestiging saam met 'n konferensie wat hulle in Woester hou, wat Andrew Murray nou nie gereël het nie. Dit word gereël deur die kweekskool wat nou gaan gestig word in Stellenbosch. En dit sal wees op die kweekskool is gestig op 1 November 1859. Dis nou 1860 toe Andrew Murray daar aankom. Daar's 3 professore by die kweekskool en hulle word gelas deur die kerk om al die Christelike kerke uit te nooi om 'n konferensie op Woester by te woon. So dit sal nou wees die Anglikaanse kerke, die Methodiste kerke, as jy nou die Lutherse kerk, jy weet, en sendelinge en lidmate om die konferensie by te hou, want hulle wil 'n paar groot kerklike vraagstukke en brandende kwessies bespreek. Onder andere, hoe gaan hulle sendingwerk in hierdie land bevorder? Hoe gaan hulle die opvoeding van kinders bevorder deur die kerkskole te stig?
gaan hulle die herlewing wat besig is om uit te breek in Amerika en in Europa ook hier kan kry? Wat van die Sabbatheiliging? Dis nou die Sondag in die gereformeerde kerke, daar was 'n kwessie daar rondom en hulle wou 'n eie kerklike koerant stig. Sure. Want hy het gesê dat die pers bevorder liberale denke en hulle moes iets hê wat hulle self kan praat. So, dit was nou dit wat moet daar gebeur en dit was Ekskuus, dit klink alles so tipies wat Murray sou voorgestaan het, nê? Ja, nee, hy is 100% in hierdie, hy is een van die jonger manne. Ja. En hulle beywer hulle verskriklik versuiwer leer in die kerk en goed het ingekruip. Ons sal sien as ons aangaan wat vir hulle baie swaar was om te hanteer. Maar die konferensie, so tipe konferensie was totaal onbekend in Suid-Afrika. Want die predikante wat in die Kaap-provinsie was tot by Graafrenet, was ver uit mekaar. Die Vrystaatse predikante was ver, die Transvaalse predikante was ver en dit was baie ver om te reis net vir 'n konferensie. Hy skryf, Andrew Murray skryf vir sy broer John Murray, dat hy nou nie weet of dit wenslik sou wees dat hy nou tydens die konferensie bevestig word nie. Hy wou nie die opwinding van die konferensie toeskryf aan sy bevestiging van 'n nuwe gemeente nie. Hy het gevoel die twee gaan met mekaar bots. En hy was baie bekommerd oor sy eie vleeslike opgewondenheid as hy preek. En dat die erns van hierdie bevestiging by hom sou ontbreek as hy nou tydens die konferensie bevestig moet word. Ek hou so baie van Andrew Murray. Hy's net 'n mens. En hy het ook gewonder of dit nie beter sou wees om miskien net slegs leraars en lidmate van die Hollandse kerke te nooi vir die konferensie nie, want hy was nou bekommerd oor die invloed as dit nou skielik weer die Anglikaanse kerk is. Ja, ja. En hy het ook gewonder of dit dalk nie 'n bietjie te veel gevra is dat hulle wel in hierdie tussenkerklike eenheid by mekaar kon kom nie. Ja. En so hy het nie veel vrug verwag op hierdie konferensie nie, maar hy was verkeerd. Ai. En so hy het gesê miskien moet hulle nie die koerant bespreek nie. Net nou doen dit meer goed as kwaad. En okay, so dit was vir hom nou dit was nou vir hom 'n moeilike saak om te dink, gaan dit nou daar gebeur. Ja, ja. En so daar was 20 gemeentes teenwoordig by hierdie konferensie en dit was baie opmerklik hoe min van die kerkvaders daarin belang gestel het, die ouer manne. Slegs 5 ouer predikante woon die konferensie by en uit die 11 jonger manne is daar 7 seuns en skoonseuns van Andrew Murray pa. Wow. So die Murray familie maak omtrent die konferensie op. En soos ons weet, was dit nie baie lank daarna nie, dat daar 'n herlewing begin. So het iets gebeur in die konferensie, dit is nou te veel om vandag daaroor te praat. Ja. Nou ek wil net ietsie skryf wat Jonathan Edwards gesê het oor herlewing. Hy het, want hulle het baie teenkanting gekry in Engeland. Dan sê hy, as al hierdie gebeurtenisse tydens 'n herlewing entoesiasme is en die vrug van 'n koorsige brein, laat my brein altyd beset wees met hierdie gelukkige koors. As dit malligheid is, bid ek God dat die mensdom, die wêreld waarin die mensdom leef, almal aangegryp mag word met hierdie goedaardige, sagmoedige, weldadige, salige, heerlike malligheid wat ons herlewing noem. Ai, Elizabeth. Dit is absoluut kosbaar, is dit nie? Dit is my, dit laat my weer uitsien om te dink, kan ons net, sal ons nie iets nog daarvan vir die Here vra, Here kom Raak ons na aan ons land toe nie, Ja, kom ja. en ontmoet ons met Ja, ja. hierdie koors
Absoluut. om vir u te lewe. Jy weet, en ja, so En dis 'n Andrew, werklikheid. Andrew Murray sy menswees is geskool op plekke wat hy betrokke moes raak en mense wat hy ontmoet het en besluite wat hy moes neem terwyl dit op 'n sendingveld baie moeilik is. En hy behou die heeltyd 'n visie, 'n groter visie as net 'n gemeente. En dit het hom later die bekende Andrew Murray gemaak wat ons ken. En ek sien uit om saam met jou te lees in die volgende afdeling van sy lewe. Ag Elisabeth, baie dankie vir jou navorsing en jou moeite. Feel the pulse of real life on 657 AM.